Dit is vir my 'n lekker voorreg om jou te groet en welkom te heet by hierdie oordeenking. Mag ons saam kuier in die woord van die Here geniet. En ek bid dat jy die alomteenwoordigheid van die Heilige Gees reg deur hierdie geleentheid sal ervaar, dat jy jouself sal oopstel vir die werking van die Heilige Gees, om toelaat om jou uit te bring by dit wat vir jou spesifiek bedoel is in hierdie geleentheid. Maar daarom nooi ek jou uit om nou eers net 'n bietjie tot stilstand te kom. Daar waar jy jouself bevind, kom so 'n bietjie tot stilstand, ontspan lekker, ja, en kom haal 'n bietjie asem saam met Jesus. Here, ons enigste Here, ons verklaar in hierdie geleentheid reguit. Ek is die beeld van die almagtige God. God het my spesiaal gemaak. Ek het gesag en heerskappy oor die visse in die see, die voëls in die lug, die diere van die veld en elke lewendige, kruipende ding op die aarde. Ek het die gesag en die roeping om dit te onderwerp aan God se mag, tot sy eer en glorie. Ek is geroep om God se bestemming, sy doel, sy plan vir my lewe te vervul. God seën my so oorvloediglik, dat nasies, alle mense rondom my, deur my geseënd is. Omdat ek God eer, het hy my 'n posisie van verhewenheid geskenk, waar ek sy vriend kan wees. Dankie Jesus. Hierdie woorde verklaar ons oor onsself en ons kan nie anders as om U te eer as die een en enigste God van die heelal. God drie-enig as Vader, Seun en Heilige Gees. Ons enigste Here. God die Vader, Seun en Heilige Gees, die enigste drie-enige God, groet jou en seën jou opnuut met sy liefde, genade en vrede. In hierdie geleentheid staan ons so 'n bietjie stil by geestelike groei, spesifiek die vraag, hoe gebeur geestelike groei? Daar is twee belangrike dinge wat noodsaaklik is vir geestelike groei. Die een is passie vir God en die ander een dissiplines, geestelike dissiplines wat my al meer en meer aan God bekendstel. Maar kom sê vir my, hoe dink jy, hoe lyk passie vir God? Wat presies verstaan jy onder passie vir God? Hoor 'n bietjie, hoe praat Paulus hier in Filippense 3 vanaf vers 7 tot 14. Jy is baie welkom om hierdie gedeelte in die 83 vertaling van die Bybel sommer saam met my op die skerm te volg. Filippense 3 vers 7. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos, ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry, en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te
ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Dis mos hoe passie vir God klink. God kom heel eerste. In vergelyking met God tel niks anders nie. Maar waar kom passie vir God vandaan? Dit val tog nie net uit die lug nie, en kan 'n mens dit self in jouself opwek? Nee, dis iets wat alleen die Heilige Gees binne in my laat opvlam. En dit gebeur as ek 'n ontmoeting met Jesus gehad het. Dit wat die groot kerkvader Augustinus gesê het, is so waar. Augustinus het gesê, die Here het ons vir homself gemaak. Die Here het ons vir homself gemaak. Met ander woorde, die Here Jesus wil hê dat jy en ek in 'n persoonlike verhouding met hom moet leef. Ons harte weet dit verseker. Ons harte weet dit as ons 'n persoonlike ontmoeting met die Here gehad het. Dit gaan nie onaangeraak, klinies koud, sommer net by 'n mens verby nie. Nee, jy kan nie anders as om daardeur geroer te word, daardeur verander te word. Daar's 'n ou beeld wat Christene al van lankal af gebruik om dit so bietjie meer prakties vir jou en vir my te maak. As 'n mens 'n stuk yster vat en in die vuur steek, raak daai yster geleidelik al hoe warmer en warmer totdat daai stuk yster uiteindelik rooi warm is. Later lyk dit net soos daai kole waar tussen die yster lê, rooi warm. Net so is 'n mens se hart ook. Hoe nader jou hart aan Jesus is, hoe langer jou hart blootgestel word aan Jesus se alomteenwoordigheid, hoe warmer raak jou hart. Later lyk jou hart al hoe meer soos Jesus, al hoe meer van Jesus se eienskappe en sy manier van dink en voel begin posvat in jou hart. Ja, die vlees moet sterf. En dit kan net gebeur deur Jesus Christus onvoorwaardelik aan te neem as jou persoonlike verlosser en saligmaker. Jy moet met ander woorde stop om langer in die vlees te lewe. Nee, aanvaar Jesus se guns, aanvaar Jesus se genade vir jou. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê so mooi, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. As ek daai stuk yster uit die vuur haal, gaan dit nog vir 'n ruk gloei, maar later gaan dit begin afkoel al meer en meer, en uiteindelik gaan daai stuk yster maar weer presies lyk soos wat dit voorheen gelyk het, voordat ek dit in die vuur geplaas het. Vriende, dis hoekom stiltyd
alleentyd saam met Jesus so belangrik is. Want dis in my alleentyd, in my stilte tyd saam met Jesus, waar my passie vir Jesus opnuut weer opvlam en brandend bly. Jy sien, passie vir God is daardie rooi warm hart wat tussen die kole van God se liefde gelê het. En as jy eers daar was, kan jy nie dieselfde bly nie. Nee, herlewingsvuur, die vuur van die Heilige Gees binne in jou, straal dan uit jou hele menswees, uit jou hele lewe uit. Dit raak almal wat jou pad kruis rondom jou. Dit kan nie anders nie, want daai vuur van die Heilige Gees straal spontaan uit 'n mens se hele lewe uit. Daar's 'n tweede ding wat nodig is om geestelik te bly groei. En dit is praktyke, geestelike dissiplines wat my aanhoudend blootstel aan Jesus. Ek het alreeds genoem hoe belangrik alleentyd saam met Jesus is. Dit gaan hier doeteenvoudig oor die dinge wat ons doen om naby aan Jesus te bly. Psalm 1 vers 1 en 2 sê, lees jou Bybel, bid elke dag, kom kerk toe. Daardie soort goed, eenvoudige dissiplines. Nee, dominee, ek kan my geloof baie goed op my eie uitleef. Ek het nie die kerk nodig nie. En daarom kom ek nie kerk toe nie. Ai. Dis daarom 'n misplaaste siening daardie. Ek en jy het juis die gemeenskap van gelowiges nodig. Ons leer ook by mekaar om geestelik te kan groei na volwassenheid in die geloof. Is dit nodig dat ons ook by mekaar sal leer? Ja, hoor net wat sê die woord in Hebreërs 10 vers 25. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie. Die 33 en 53 vertaling sê, en laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim nie. Onthou, ons wil mos geestelik groei. So, ons het die verlange, die begeerte, die behoefte aan nog meer in ons lewe saam met Jesus. Of hoe? En daarom sal ons moet hoor en ons sal waaragtig moet luister wat die woord van die Here vir ons sê, as dit vir ons sê, maak tyd vir alleentyd saam met Jesus. Lees jou Bybel elke dag, bestudeer die Bybel en bid elke dag. Ja, en kom kerk toe. Moenie die onderlinge byeenkomste, waar ons dan ook die Bybelstudies, woordskole, omgee groepe, al die kleiner groepe kan kom insit, versuim nie. Dis juis in die klein groep, waar ons die geleentheid kry, om mekaar te bedien, om mekaar se voete te was, en dan uit te gaan, en disippels vir Jesus te wees, en nog meer disippels vir Jesus te gaan maak. Dit is die twee dinge wat belangrik is vir geestelike groei. Passie vir God en behoorlike praktyke, geestelike dissiplines wat my aanhoudend blootstel aan Jesus. Amen. Stap vandag weg met passie vir Jesus. Maak 'n punt daarvan om iets daadwerklik te doen, om blootstelling te kry aan Jesus se werking deur sy Gees binne in jou. En ervaar
God die Vader se oneindige groot liefde vir jou. En God die Seun Jesus Christus se oneindige groot genade oor jou. Elke dag in en deur die alomteenwoordigheid van sy Gees, God die Heilige Gees, binne in jou, elke oomblik van elke dag. Amen. Lei my, Here, lei my, Here, lei my na die waters, waar daar is rus. Soos 'n boom, geplant by die waterstrome, wat die vrugte gee van Jesus op die regte tyd. Lei my, Here, lei my, Here, lei my na die waters, waar daar is rus. Soos 'n boom, geplant by die waterstrome, waar die vrugte gee van Jesus op die regte tyd. Lei my, Here, lei my na die waters, waar daar is rus. Soos 'n boom, geplant by die waterstrome, waar die vrugte gee van Jesus op die regte tyd. Soos 'n boom, geplant by die waterstrome, waar die vrugte gee van Jesus op die regte tyd.